broers en susters, baie welkom by vandag se erediens en baie welkom vandag veral aan al ons moeders. Ons hoop almal wat moes onthou het onthou en dat julle 'n baie spesiale dag het vandag. Voordat ons uit die Here se woord uit lees, kom ons bid saam. Ons Here, ons wil graag vir U dankie sê vir al die vroue in ons lewens, enige iemand wat ons al versorg het, enige iemand wat al 'n ondersteunende rol in ons lewens gespeel het. Ons wil U dank vir hulle en ons vra dat U hulle baie ryklik sal seën vir dit wat hulle beteken. Here, ons vra ook dat ons vandag iets van U sal leer ken deur U Heilige Gees, soos wat U dit vir ons openbaar deur U woord. Amen. Ons lees vandag uit Johannes 10. Ons lees vers 22 tot 30 en dit begin hierso op bladsy 121 in die Nuwe Testament. In daardie tyd het die fees van die tempelwyding in Jerusalem plaasgevind. Dit was winter en Jesus het op die tempelterrein rondbeweeg in die pilaargang van Salomo. Die Jode het toe om hom saamgedrom en vir hom gesê: "Hoe lank gaan U ons nog in onsekerheid hou? As U die Christus is, sê dit openlik vir ons." Jesus het hulle geantwoord: "Ek het dit vir julle gesê, maar julle glo nie. Die dade wat ek in die naam van my Vader doen, dit getuig van my. Maar julle glo nie, omdat julle nie van my skape is nie. My skape luister na my stem, en ek ken hulle en hulle volg my. Ek gee hulle die ewige lewe, en hulle sal tot in ewigheid nooit verlore gaan nie, en niemand sal hulle uit my hand ruk nie. My Vader wat hulle aan my gegee het, is groter as almal, en niemand kan hulle uit die hand van die Vader ruk nie. Ek en die Vader is een." Ons lees net tot sover. Mag die Here elkeen seën wat die woord hoor en ook daaraan gehoor gee. Ek dink elkeen van ons het al die dagdroom beleef van om 'n identiese tweeling te hê. Vir skaapboere is tweelinge niks niets nie, maar onder mense kan dit baie kaskanades veroorsaak. My skoonpa, my skoonoom, is 'n tweeling en hulle het gereeld pret gehad daarmee. Maar hoe ken 'n mens die een tweeling boetie of sussie van die ander een uit? Jy ken hulle later goed genoeg om te weet wie is wie. Jy moet hulle net goed genoeg ken. Daar is nie 'n ander verbykomkans nie. Om te weet wie's wie, moet ons hulle baie goed ken. Johannes gebruik 'n vreemde benaming as dit praat van die Joodse geestelike leiers. Ek wil 'n oomblik neem om dit vir ons te verduidelik om probleme later te vermy. Die sinoptiese evangelies, die ander 3, praat van die Sadduseërs of van die Fariseërs. Die Sadduseërs was die mense wat die tempel bestuur en bedryf het. Hulle was baie belangrike mense. Vandag sou ons sê hulle is dalk 'n mengsel van wat ons ken as priesters en politici en direkteure van verskillende maatskappye. Hulle het eintlik net geglo in die wet van Moses. Hulle was baie magtig en hulle het heelwat politiese gesag gehad in Jerusalem. Die Fariseërs was meer soos die dosente en die pastore van vandag. Hulle Bybel was aansienlik groter en hulle was beskou by uitstek as die interpreteerders van die Ou Testament. Hulle mag was meer sosiaal van aard. Vergelykbaar met die NG Kerk so 50 jaar gelede sin. Die Fariseërs kan jy nie opsluit nie direk nie. Maar hulle kon die lewe wel vir jou baie moeilik gemaak het. So daar's 'n groot verskil tussen die Fariseërs en die Sadduseërs. En nog 'n verskil is, die Fariseërs het geglo in 'n lewe na die dood, die Sadduseërs nie. En wat Johannes doen, is Johannes tref dikwels nie onderskeid tussen hierdie twee uiteenlopende groepe nie. Johannes praat dikwels maar net van die Jode. Hy verwys daardeur
na die Sadduseërs, of na die Fariseërs, of na die mense van Judea. Meeste van die mense was immers Jode gewees. Dit is baie moeilik om te weet met wie Jesus noodwendig praat hierso, maar ons moet wel in gedagte hou, dat almal rondom Jesus, in elk geval, meestal Jode was. Jesus het self mens geword as 'n Joodse man. Daar was selfs Jode binne hierdie groep, die Jode, wat aan die twee groepe behoort het, maar wat vir Jesus gevolg het, wat na hom geluister het, en vir wie hy oortuig het. Johannes is nie geskryf om ons vandag aan te spoor om te diskrimineer teen Jode nie. Johannes gebruik dit eerder as 'n breekwas om Jesus aan die een kant te skilder teenoor die res. En hier is konflik. Hierso stamp koppe vreeslik. Die ou geld, die gesiene Joodse families, en die predikers en die teoloë, hulle is baie kwaad. Net in die volgende vers lees ons, hulle wou vir Jesus stenig, hulle het al hulle klippe opgetel. En nou, ons sou kon sê, Jesus ontstel al die mense wat menslik gesproke saak maak, omdat Jesus ook nie tot een van die groepe behoort het nie, verloor hy klaar punte in die oog van die publiek. En dan draai Jesus hierdie storie heeltemal op sy kop. Jesus sê, maar hy is die een wat die kudde het. En die gevestigde Joodse leiers, hulle is diegene wat verdwaal is. Hulle is die gevaar aan die kudde. En dis hoekom die sogenaamde Jode so woedend was vir Jesus. Hy speel glad nie volgens die spelreëls wat hulle vir hom opgestel het nie. Jesus, 'n persoon wat tot die middelklas behoort het, hy durf dit sê, dat die geestelike topklas is nie naby genoeg aan God, om God se stem te hoor as hy voor hulle staan nie. Ek wil gou vir ons 'n situasie skets. Jy kry 'n groep vriende iewers, by 'n plek om tyd saam te spandeer. Dit kan wees in 'n restaurant, 'n kroeg, of selfs 'n nagklub. Dit kan tot die Wildsfees wees. Julle kom redelik vroeg daaraan, en julle gesels lekker. Mettertyd syfer daar al hoe meer mense daarin, want dit is 'n lekker plek. Nou moet jy klaar begin kies na wie jy luister. Die musiek word harder gestel, sodat die mense wat al hoe meer raak dit beter kan hoor. Jou tafel moet begin harder praat, om mekaar net te kan hoor. Die tafel langsaan moet ook harder praat, sodat hulle mekaar kan hoor, en binnekort moet julle nog harder praat, want al die ander tafels het ook begin om op mekaar te skree. Later is niemand kwaad vir enige iemand anders nie, en tog bulder julle op mekaar, net om mekaar te kan hoor. Het dit al met iemand gebeur? Ek weet dit moes al, want dit het al soveel keer met my gebeur. Ons het verlede week gesels oor twee disippels, wat die opgestane Jesus ontmoet, soos wat hulle op pad is, na die dorp Emmaus. Hulle het klaar besluit, Jesus is dood, Jesus kan nie uit die dood opstaan nie, en die storie wat hulle gehoor het, dat hy lewe, is 'n leuen. Nou wat in vandag se skriflesing gebeur, is nie soveel anders, as wat laasweek gebeur het nie. Vroeër in Johannes 10 sê Jesus, hy is die goeie herder. Hy praat van God as my Vader, en dis redelik helder gestel, dat hy die seun van God is. Maar dit is nie die antwoord wat die Jode wou hoor nie. So hulle vra vir Jesus, Jesus, is u nou die Messias of nie? Nadat hy klaar vir hulle gesê het presies wie hy is. Hulle vra weer vir Jesus, Jesus, maar is u nou tog die Messias? Daar was soveel stemme, wat vir hulle aandag gekompeteer het. Ons moet die Romeine uit Judea uitwerk. Ons moet die wet van Moses baie noukeurig onderhou.
Ons moet 'n bestaan maak, ten spyte van al die belastings wat op ons geplaas word, en ons moet die sosiale leer klim. Dis 4 baie prominente stemme vir die mense van daai tyd. En Jesus het 'n drasties ander perspektief op die sake aangebied. Hy het nie lekker ingepas by dit wat hulle wou hoor nie. So dit was moeilik om sy stem te hoor, want hulle wou nie regtig sy stem hoor nie. Daar was so baie ander belangrike stemme. Hoe lyk ons eie lewens? Ek moet my werk goed doen. Ek wil graag die beste hê vir my grootouers, my ouers, my eggenoot, my kinders, my kleinkinders. Kyk wat vang die regering nou weer aan. Hier is ek. Kyk wat vang die Amerikaanse regering nou weer aan. Daar is kieme in die dorpse water, so jy moet jou water kook. Daar is bloutong in die veld. Hier is ek. Die geetekort werk. Die melk is op. Die stoof is aan. Hier is ek. Kyk wat kos brandstof deesdae. Kyk wat kos dit om die ligte aan te hou. Al die stemme praat so hard. Hulle praat so aan mekaar, dat dit later ons binneste oordonder. En dan raak dit so maklik om Jesus se hier is ek te mis. Dit net heeltemal glad nie te hoor nie. So wat behoort ons te doen? Wat kan ons doen? Aangesien dit vandag Moedersdag is, gaan ek my eie moeder gebruik as 'n voorbeeld. Die van julle wat my ma nou al bietjie leer ken het van die tyd wat sy hierso gebly het, weet sy het 'n ongelooflike manier om 7 dinge op 'n slag te doen. Sy kan ook praat oor 7 goeders op 'n slag. Maar dit was by haar wat ek die eerste keer gesien het, hoe 'n mens op 4 plate tegelyk pannekoek kan maak. Nou ek is berug in die huis vir stadig kos maak, want ek weier om meer as 1 plaat te gebruik, want ek wil nie onnodige skottelgoed maak nie. Ek maak eers die spaghetti, dan die maalvleis en die groente, dan die sous, en dit vat omtrent 'n uur. My ma maak vleis, 2 soorte groente en 'n nagereg op 4 plate op 1 slag. Dit gaan wild daar voor die stoof. Maar sy reflekteer ook oor belewennisse wat sy gehad het, wat vir haar spesiaal was. As ons iewers gaan eet het, dan sal sy vir my vra, wat was vir jou die lekkerste? As ons iewers was, dan sal sy vra, wat was nou vandag vir jou die mooiste? En sy onthou haar drome baie goed, en elke aand net voor sy gaan slaap, drink sy 'n rustige koppie tee. Ek dink ons as mense, moderne mense, is baie goed daarmee om met 4 plate tegelyk te kook. Ons is uitstekend daarmee. Maar hoe goed is ons daarmee om te vra, wat was nou vandag vir jou die lekkerste? Ons sou dit ook anders kon stel. Mense is baie goed daarmee om ons dood te werk vir die Here, so goed. Maar hoe goed is ons daarmee om die Here raak te sien? Om die Here te beleef en om die Here te herken as die Here by ons is. Ek weet ons is besig. En ek vermoed daar is dalk 1 of 2 mense wat dit nie eens gaan probeer nie. Maar ek wil graag vir ons vandag uitdaag. Gaan sit môre aand, voor jy gaan slaap, net 'n bietjie alleen. Al is dit net vir 5 minute. Dit kan so lank wees soos wat jy wil, maar ten minste 5 minute. En dan vra jy jouself, waar was God vandag? Wat het ek vandag vir God gesien? Dit kan iets wees wat jy gelees het. Dit kan 'n gebed wees, dit kan 'n lied wees, alles baie gepas en baie ordentlik. Maar dit kan ook iets wees wat jy op pad of in die veld gesien het. Dit kan 'n gesprek wees wat vir jou vreugde gegee het. Dit kan ietsie so klein soos 'n gedagte wees wat jy gehad het, wat die Here dalk vir jou gegee het. En as jy niks kan onthou nie, ons kry almal sulke dae ook. Dinsdag aand probeer jy weer. Woensdag aand probeer jy ook weer.
Soos met enige vaardigheid, vat dit 'n bietjie oefen, maar kort voor lank leer ons die Here oral om ons raak sien. Want die Here is by ons. Dis iets wat ons weet, dis iets wat ons glo en bely, nie waar nie. Maar as ons net ten minste 5 minute neem om oor God na te dink vir daai dag, dan sal ons hierdie geloofstelling beleef ook. Daar's 'n liedjie deur Dr. Victor en Oorle teen Jordaan wat ek baie van hou. Die liedjie se naam is Wie se kind is jy? Soos met baie gebruike van hierdie vraag, gebruik die twee sangers dit eintlik om skuld toe te ken. Wie se kind is jy? Die implikasie is, ek gaan vir jou ouers sê, jy gedra jouself sleg. Maar ons sou ook daai vraag kon vat en dit 'n oop vraag maak. Ons sou iets kon vra soos, vertel my iets van jou ouers. Nou, ek gaan nooit iets van my ouers kan vertel as ek hulle nooit leer ken het nie. Ek waarborg julle dat ons iets nuuts van God gaan agterkom. As ons net 'n klein bietjie luister, as ons die ander stemme, ons hoef hulle nie weg te jaag nie, om hulle net 'n bietjie stil te maak. Probeer dit net om stil te word en om te onthou waar God is, wie se kinders ons immers is. Amen. Ons Here, ons vra vandag vir my ingesteldheid van dankbaarheid en van waarneming en vir 'n rustigheid van gees. Here, help ons om U raak te sien in die wêreld rondom ons, want ons weet dit gee ons op U hoop. Help ons om na te dink oor U teenwoordigheid, oor die belewennisse wat U vir ons gee, sonder dat ons maar net nog 'n dag agter die rug sal sit. Dat ons sal onthou, U ons Here, wie se skape ons is, wie se kinders ons is. U was vandag by ons en U het dit vir ons gewys ook. Help ons om U raak te sien in ons wêreld en help ons om ook so ietsie van U te leer ken.